Man in die rolstoel, episode 3. By vriend en vernoot Sean Whittaker se huis in Midrand hoef Rion nie voor te gee nie. Hy wag dat iemand die hek met die afstandbeheer oopmaak en ry tot diep onder die afdak langs die huis. Daar sal niemand Tant Lelani se kar vanuit die straat raak sien nie. Hy vat nie kanse nie. Hy klim uit op sy voete en haal die koelsak van die agterste sitplek af. Oom Rion! Sean en Elaine se seuns kom aangehardloop, 12 en 10. Hulle pa is kort op hulle hake. Jy is laat. Die cheetahs is al besig om die leeu's te verbrysel. Die leeu's is sy span. Ag, damn, hulle spring elke jaar met mening uit die blokke, net om later in die seisoen hulle agterente te sien. Hulle stap by die kombuis in waar Sean se vrou Elaine aardappelslaai maak. In die oond bak 'n groentegereg. Die reuk van eie onder die element laat Rion besef hoe honger hy is. Daardie oudsou easy pakkie vir middagete het lankal sy werk afgehandel. Hy was lui om brood te smeer. Hy het oorweeg om 'n Steers burger te koop nadat hy sy inkopies by Spar gedoen het. Maar hy was nie lus om terug te klim in die rolstoel en te gaan sit en wag tussen die mense in die kitskopplek nie. Terug by Tant Lelani se huis het hy homself so verdiep in die planne van 'n huis in Rosebank waar hy en Sean maandag elektronika gaan installeer. Nie net oogies, sodat die eienaar en sy vrou vanuit hulle vakansieplek in Ballito kan sien wat binne in die huis aangaan nie. Nee, die hele pakket, musiek en ligte wat aanskakel, garage deure en hekke wat oop en toe gaan, agterdeur wat vir nomsie oopgesluit word op maandag, woensdae en vrydae en dan moet die alarms afgeskakel word. Alles kan met die selfone gedoen word, van ver af. En toe Rion sy oë uitvee, toe sien hy hoe laat dit is. Hy het soos blits gestort, aangetrek en sy goeders uit die yskas gehaal, op 2 voete. Die keer het hy nie eers garage deure oopgemaak vir die wêreld om te sien hoe hy sukkel nie. Hy het haastig in die kar gespring, daarna die deur oopgemaak en uitgery. Hy kon 'n eislike Range Rover wat voor Carmen se garage by haar plek geparkeer staan, nie miskyk, terwyl hy by sy motorhuis uitgery het nie. Ook nie die man wat sy arms oopgegooi het om daardie sexy lyf teen sy bors vas te vou nie. Ja nee, agter elke oulike vrou is daar 'n blerrie man. Vir die eerste keer in 'n lang tyd wens hy om iemand langs hom in die kar te hê. 'n Vrou verkieslik, al was hy nog nooit tevore getroud nie. Dit maak seker van hom 'n oudtydse ou jong kerel op 40. Hy wonder skielik op watter stadium in sy lewe hy opgehou droom het van 'n goeie huwelik met iemand. Iemand wat hy syne kan noem. Wel, te lank terug om 'n dag en datum daaraan te koppel. Het jy al iets meer wys geword oor die moordbende van die blok? Vra Sean toe hulle later die braaivleisvuur aansteek. Dit is die koerante en die internet wat die spul die bende van die blok gedoop het, omdat heel wat ander huise in die voorstad ook deurgeloop het rondom die tyd waarop Tant Lelani vermoor is. Forensies het die vingerafdrukke van ten minste 4 of 5 mense op meer as een van die misdaadtonele afgetrek. Rion het nog sy kontakte in die polisie. Hulle lig hom in. Ek begin wonder of ek nie my tyd mors nie. Dit was doodstil die laaste 2 weke wat ek daar is. Miskien slaan die ouens nou op 'n ander plek toe. Nes jy daar sê, jy is nog maar net 2 weke daar. Gee kans man, Rion. Daar is genoeg maklike teikens, selfs in jou straat, jy ingesluit. Wel, daar is genoeg maklike teikens, landwyd. Kan Rion nie help om my te spoeg nie. Hoekom het hulle juis hierdie woonbuurt gekies? Dit is moeilik om in te kom van buite af. Die mure is moerhoog aan die buitekant en toegangspaaie is toegemaak met 'n boom. Jy moet inteken om in te kom. Want dit het al gebeur dat die manne van die sekuriteitsmaatskappy, wat onder andere die toegangshekke beman, en is op die deal. Dit is reg. Die ouens het almal die leunverklikker toets geslaag, moet ek jou inlig? Sean sê,
So sê jy vir my, dat jy gaan opgee op Tant Lelani se moordenaars, en wil terugkom huis toe? Rion dink 'n oomblik na. Dit is dalk presies net dit wat hy moet doen. Voordat hy begin dink, die buurvroukie skuins oor in die straat, is regtig oulik en mooi. Almal is mooi van ver af, en dan leer jy hulle ken, en kom agter hulle soek jou geld. Sien haar self al agter jou Maserati se stuurwiel, en gooi al jou ou meubels uit, omdat jou oues regtig 'n bietjie outdated is. En dan maak hulle naels en hare afsprake. Hulle gaan koop skoene. Bliksem, hoeveel pare skoene het Zanay, die laaste een met wie hy 'n date gehad het? 'n kamer vol. Ok, die kas in haar spaarkamer vol. En toe kom sy agter, sy het nie 'n beige paar, wat presies die kleur van haar langbroek is nie. Hy kon nog daarmee saamleef, maar toe begin sy met, Rion, bly weg van die rooi vleis, en moet jy regtig 'n derde blikkie bier drink, as ons braai? Behalwe dat die braai nie goed is vir jou nie, hoor, braaivleis is baie sleg vir mense, die dat ek eintlik maar so bietjie van 'n vegetariër is. Nee, fok, vrouens is vir die voels, net nie syne nie. Rion sug swaar. Nou, nee, ek kan nie nou waai nie. Ek het vir Babs beloof dat ek vir minstens 2 maande na ma se huis sal bly. Man, ek verbreek regtig nie graag 'n belofte nie. So kom ons vergeet maar daarvan. Wel, miskien gebeur daar iets in die volgende 6 weke wat jy daar is. Gelukkig is daar 'n konsentrasie van weerlose siele in jou onmiddellike omgewing. Daar is oom Harties, skuins oorkant jou, en wat van die verstrooide prof en sy deurmekaar vrou, wat gereeld hulle garage deure oop vergeet in die aand, ook maar so half skuins oorkant jou, en die vrou met die klein babietjie, wie se man nagskof werk, 3 huise van jou af. Gee kans, die skurke is net so bewus van daardie mense as wat jy van hulle is. Dit is waar, Rion is veral bekommerd oor die prof van sy vrou, wat so hulle deure ooplos. Hy het Buffalo sekuriteit al 3 keer geskakel. Gelukkig is die nommer van die gewapende reaksie op 'n bord op die prof se huis se muur. Dan hou hy maar net dop, totdat die ouens daar stop, en die voordeurklokkie kom lui. Die prof kom uit en gooi hande in die lug, omdat hy nie kan glo dat iemand alweer die deur na hulle kombuis verskelms oopgelos het nie, want dit is nie hy nie, en volgens mevrou professor is dit ook nie sy nie. Een of ander onverantwoordelike sot het dit gedoen, maar daar bly net 2 van hulle in die huis. Rion neem 'n sluk van sy bier en noem sy terloops, ek het vandag nog 'n buurvrou ontmoet. Sy het my in die spar herken aan my wiele. Ongelukkig nie die wiele van jou Maserati nie, nee. Maar dan is jy ook nie die enigste man wat 4 wiele nodig het om persoonlikheid te kry nie. Spot Sean. Is dit 'n oulike pop, of is sy 100 jaar oud en gebruik 'n sambreel om haar regop te hou? Nee, wat? Carmen, sy lyk heeltemal normaal. So ons ouderdom, skat ek. Rion maak dit 'n regtig onbelangrike inligting storie, en toe maak hy gebaar in die lug. Normaal, dan moes sy 'n moerse indruk op jou gemaak het, probeer Sean om hom uit te lok om iets meer oor Carmen te verklap. Ag nee, wat nie regtig nie. Ek dink sy was by Tant Lelani se begrafnis ook. Ek glo ek het haar daar raak gesien. As jy haar van daar af onthou, is sy blerrie mooi ook. Daar trap hy so waar in Sean se stryk. Nou moet hy iets sê wat die man van die onderwerp of voorwerp laat vergeet. Wel Sean, sy's beslis nie my tipe nie. Klink na 'n sorry and sad people hugger. Blykbaar het sy vir Tant Lelani piesangs aangedra. Piesangs? Hoekom? Piesangs om te eet, verklaar hy droog. Wanneer Sean egter onthuts van die vuur af opkyk, voeg hy darm by.
Sy gee blykbaar baie om vir mense wat 'n uitdaging het, is selfs bereid om namens hulle te gaan shop. O, daarom wil sy seker vir jou ook piesangs bring oor laat jy in 'n rolstoel sit, sê Sean. Nie oorlaat nie, omdat, mens sê omdat. Praat reg, Sean, maar ek neem aan dit het gehelp, omdat ek minder beweeglik gelyk het, die dat sy kom kennis maak het. Nee, dit is omdat jy so aantreklike ou is. Elaine kom met die bak vleis aan, wors en hoenderse saties en die skaapchops wat Rion by sy gewone slaghuis hier naby gekoop het. Liewer gee hy voor dat hy nie die verwysing na sy voorkoms gehoor het nie. Dit maak hom ongemaklik. Hoe moet Sean daaroor voel dat sy vrou altyd vir hom vertel hoe aantreklik hy is? Na ete pak Rion die planne van die huis uit, waar Sean die alarm en outomatisering volgende week moet installeer. Tydens die projek sal hy self gereeld gaan inloer en handbysit. Maar Sean is daarom nou al so gesout met die installering, dat hy eintlik so half en half op sy eie kan aangaan. Rion konsentreer al hoe meer op die verkope en dan doen hy die ontwerpe van die stelsels. Wanneer Sean tevrede is dat hy weet wat aangaan, bær hy die planne en hulle drink 'n laaste koppie koffie, voor Rion in die pad val. Hoogtyd, dit is al na 1 in die nag. Hy het heeltemal te lank gekuier. Môre sit Sean weer in die kerk en slaap. By die kar vra Sean, gaan jy nou terug na tant Lelani se huis toe, of slaap jy hier by jou plek? Ek dink na al die drinkery en die laaste dop wat jy gedoen het. Die versoeking is nogal groot, omdat sy ultra-moderne meentuis in die voorstad hier naby te ry. Die plek is toegerus met letterlik alles wat oop en toe kan maak, en dit is waar sy Maserati ook geparkeer staan. Natuurlik is daar ook 'n alarmstelsel in die plek. Rion kan elke vertrek op sy selfoon of op 'n monitor sien. Wat daar te steel is, kan nie so maklik weggedra word nie. Die groot TV-skerm is teen die muur gemonteer. Drank is in 'n kabinet weggesluit, wat nie met normale slotte oopsluit nie. Sy meubels is duur, maar basies. Hy hou hom nie op met tierlantuintjies nie. Tierlantuintjies is goed wat 'n vrou aandra, en haar arme man forceer om dit aan spykers teen die mure op te hang. Nog 'n rede hoekom hy nie voltyds vrou soek nie, behalwe dat hy soms een mis. Soos nou weer. 'n Vrou sou nuttig gewees het om vanaand sy sober motorbestuurder te wees, aangesien hy besluit het om terug te ry Pretoria toe. Hy het beloof, en dit is Saterdag aand. Die boewe is hard aan die werk. Skaars is hy by Midrand verby, of daar is 'n padblokkade. Ja, waaragtig, Saterdag aand. Hy moes dit geweet het. Rion word met 'n flits gewys om te stop, en sy moedsak in sy skoene. As hy vanaand moet blaas, sit hy 4 bure deur die aand, en daai likeertjie, terwyl hy na die planne gekyk het, wat een na die ander geword het, gaan sy doppie vanaand vir hom klap. Die beampte kom nader en lig in sy gesig. Dit is 'n vrou, hoor hy toe sy groet. Sy lig na die kontrepsie aan die kar wat die rolstoel vir hom bewerk. Sy lig weer in sy gesig. Het jy iets gedrink, meneer? Ja, net 'n paar biertjies. Vroeg aand en toe het ons geëet na die tyd en koffie. Ek het koffie gedrink net voor ek gery het. Wel, ek kan jou seker nie vra om op die wit streep te kom loop of om op een been te staan nie. Sy giggel vir haar eie simpel grappie. Jy kan seker, maar of ek dit sal reg kry, is 'n miljoen rand vraag. Hy soek in sy sak vir sy beursie. Vervolgens gaan sy seker sy lisensie soek of omkoopgeld. Nie dat hy die omkoopding doen nie, maar mens weet nooit waarheen die gesprek gaan nie. En as hy sy lisensie uithaal, gaan sy dalk agterkom dat hy nie gestremd is nie. En daar lag die amptenaar lekker, waarna sy terugstaan van die oopruit af. Jy is welkom om te gaan, meneer.
veilig ry. Carmen slaap gewoonlik lig. As 'n hond teen 1 uur blaf, is sy helder wakker en sy luister. As niks haar onrustig maak nie, dommel sy gewoonlik weer in, behalwe dat elke takkie of saad wat daarna op die sinkdak val, haar laat wakker skrik. Vanaand slaap sy vir die eerste keer in 'n lang tyd soos 'n klip. Haar broer en sy vrou het laat gekuier. Laat vir haar in elk geval. Sy het eers 11 uur in die bed gekom, maar selfs 'n klip word wreed uit droomland gewek, te snipper van oom Harties in die erf van die duet langs haar met 'n skril stemmetjie losbrand. Behalwe dat hy nie dikwels blaf nie, klink sy stem skielik anders as wanneer hy deur buurhonde aangehits word. Gewoonlik raak hy dadelik stil wanneer oom Harties met hom praat, maar vanaand hoor Carmen nie oom Harties se paaiende stem nie. Iets is verkeerd daar. Carmen vat haar selfoon en die pepersprei op haar bedkassie, staan op en stap na haar kombuisvenster, waarvandaan sy haar agtertuin kan sien. Daar is niks. Kan dit wees dat Snipper blaf vir die donder weer, wat anderkant bronkhorspruit begin dreun? Dit is die enigste ander ding wat werklik op die Jack Russell se senuwees werk. Sy sluit haar agterdeur oop en roep sy naam. Omdat hy 'n groter keel opsit, stap sy na die muur om hom te gaan paai, voordat almal in die omgewing waawyd wakker is. Maar wanneer sy weer met hom wil praat, hoor sy 'n aardige doefgeluid, 'n flou chunk en stilte, fluisterstemme en voetstappe, wat daarna begin skuifel, laat elke haartjie in Carmen se nek en op haar lyf oorent staan. Dit gebeur, hulle is hier, en hulle die hondjie waarskynlik doodgemaak. Sy hoor glas wat breek, diefwering wat met 'n slag meegee, daarna die oorverdowende geloei van 'n alarm hier reg langs haar. Haar hele lyf ruk van skok. Van iewers uit die nevels hoor sy haar pa se stem. Haar oorlede pa se stem, let wel. Carmen gaan kruip in die kamer weg. Hulle weet nie, jy is ook hier in die huis nie. Sluit die deur van binne. En sy het dit gedoen. Sy het haar ouers gelos om alleen te beklei. Maar dit het nie gehelp nie. Na die tyd het hulle haar ook daar in die aantrekkamer kom uitsniffel. Word vervolg.